Kom ons raak stil voor die Here. Juig en jubel, o inwoners van Sion, want die Heilige van Israel is groot in julle midde. Geliefde gemeente, genade vir julle, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons antwoord op die groet van die Here vanmôre. En ons sing 'n loflied saam, gesang 152. Ons gaan al 4 die verse daarvan saam sing. Verlede week was dit so mooi toe ons beurtsang gesing het. Ek dink ons kan dit sommer weer vanmôre doen. Ons gaan al 4 die verse sing. Jy sal sien dat dit ook beruiming is van Jesaja 9, die profesie. Kom ons sing vers 1, 2, 3 en 4. Eerste vers almal saam, 4de vers weer almal saam. Dan doen ons tweede vers die broeders, derde vers die susters. So tweede vers die broeders alleen, derde vers die susters en 1 en 4 almal saam.
Geliefdes, na die wet van die Here as skuldbelydenis vanmôre, Psalm 130, die eerste en die 4de vers van die tweede beruiming op die tweede melodie, Psalm 130 vers 1 en 4. Ons gaan net so bly sit wanneer ons skuld voor die Here bely. Ons luister vanmôre na die samevatting van die Here se wet, soos wat ons dit in Markus 12 van vers 28 vind. En in hierdie verduideliking van die samevatting van die wet, lê die Here Jesus in die besonder klem daarop dat om die Here jou God lief te hê met jou hele hart, siel, krag en verstand en jou naaste soos jouself, dit is die offer van toewyding wat die Here eintlik by sy kinders wil hê. Kom ons luister dan na Markus 12 van vers 28. En toe een van die skrifgeleerdes wat bygekom het, hulle oorrede twis en wist dat hy hulle goed geantwoord het, vra hy vir hom: Wat is die eerste gebod van almal? En Jesus antwoord hom: Die eerste van al die gebooie is: Hoor Israel, die Here ons God is 'n enige Here. En jy moet die Here jou God lief hê, uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede hieraan gelyk is dit: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie. En die skrifgeleerdes sê vir hom: Goed meester, u het met waarheid gesê dat God een is en daar geen ander is as hy nie. En om hom lief te hê uit die hele hart en uit die hele verstand en uit die hele siel en uit die hele krag en om die naaste lief te hê soos jouself is meer as al die brandoffers en die slagoffers. Toe Jesus sien dat hy verstandig geantwoord het, sê hy vir hom: Jy is nie ver van die koninkryk van God nie. En niemand het dit meer gewaag om hom vrae te stel nie. Geliefdes, die rede waarom 'n mens se sonde jou omkrap, is omdat dit altyd op een of ander manier verhoudings in gedrang bring. Dink maar 'n bietjie daaraan. As jy iets verkeerd gedoen het,
as jy op 'n manier opgetree het waaroor jy skaam is, as jy jouself meet aan die Here se woord vanmôre, dan het dit gewoonlik te doen met een of ander optrede van my binne verhouding. Of dit nou is my verhouding met God, en of dit nou is my verhouding met my naaste. Sonde versteur hierdie verhouding. Sonde maak dat daar nie vrede is nie, maar spanning is. Daarom is die boodskap van Advent, die boodskap van die koms van Jesus Christus en die rede vir sy koms vir ons so kosbaar, want Jesaja 9 vers 5 herinner ons dat die kind wat vir ons gebore word, die vredevors is. Die een wat gekom het om gespanne verhoudings reg te maak. Die een wat gekom het om swak en gebrekkige verhoudings te herstel. Ook die een en veral die een tussen ons en die Vader. En omdat ons deur Jesus Christus vrede kan hê met God, daarom kan ons ook in vrede met mekaar lewe. Want verlossing, soos wat ons hier gesing het in Psalm 130, het ook vir ons op tyd gekom, toe Jesus Christus in die volheid van die tyd as die vredevors gebore is. Wie egter in sy sondes volhard, moet onthou dat hierdie kind in Jesaja nie net beskryf word as die vredevors nie, maar ook as die sterke God. Die een wat mag het om ons te oordeel. Die een wat elkeen wat in vyandskap met hom bly voortleef, uiteindelik tot die ewige dood sal veroordeel. Kom ons bely nou ons geloof in die drie-enige aan die hand van die 12 artikels wat u soos volg in die hart met my saamspreek. Kom ons staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en van die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. U kan sit. Geliefdes, ek kan die woord van die Here vanmôre oopmaak by Jesaja 9. Ons skriflesing is uit Jesaja 9. Ons gaan die eerste 6 verse van die bekende profesie saam lees. Nou, ek besef dat Advent tegnies eintlik eers volgende Sondag begin. Volgende Sondag het ons Kersangdiens. En vir my om in Desember 'n bietjie deur hierdie profesie van Jesaja 9 te kan preek, moet ek ongelukkig vandag reeds daarmee begin. So daarom begin ons so bietjie vroeër met Adventprediking hierdie jaar, Jesaja 9 vers 1 tot 6. U kan 'n merkie daar aanhou, dan bid ons eers saam. Here onse God, ons kom vanmôre as u kerk en as u kinders hier voor u buig as die lewende, die almagtige, die ewige, die ware God. Daar is niemand soos u nie, daar is niemand anders buiten u nie, want u is die een, die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, die begin en die einde. U is die een wat Jesaja op die troon sien sit. U is die een wat met heerlikheid en majesteit omring word. U is die een rondom wie se troon die serafs hulle self kom neervlei
en hulle aangesig met hulle vlerke bedek, omdat u majesteit en u heerlikheid te oorweldigend is. U is die een wat bo die tyd en buite die ruimte staan. Maar u is ook die een wat in hierdie wêreld ingekom het, in ons wêreld, toe u uself in die kind Jesus Christus vir ons gegee het. In hom sien ons u. In hom hoor ons u. In hom beleef ons u. In hom, in die woord wat vlees geword het, hoor ons, sien ons, beleef ons iets tasbaar van die Godheid wat onder ons kom woon het. Here, en dit is 'n wonderlike gedagte om daaraan te dink, dat u wat ver bo ons verwyder is, u wat ons nie met ons gedagtes kan indink nie, u wat ons nie kan uitpleis, of ons ten volle kan begryp of verstaan nie, ons kan u nie eers behoorlik verduidelik aan ander mense nie, dat u gekies het om soos een van ons te word, dat u gekies het om onder ons te kom woon en u self te verneder, en van u heerlikheid gestroop te wees, deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem. Maar ons weet dat die wyse manne u reeds kom verheerlik het, as iets meer as net 'n kindjie wat gebore is, toe hulle goud en wierook en mirre gebring het. Geskenke wat geassosieer word met 'n koning, 'n priester en 'n besonderse mens. Want dit is wie ons Here Jesus is. En ons dank u, Vader, dat u deur u Gees u self aan ons op hierdie manier kom bekend maak het, en ook deur u woord, wat ons nou gaan saam lees. En dit is vir ons onbeskryflik, Here, om te dink dat u honderde en selfs duisende jare voordat Jesus Christus gebore is, alreeds die boodskap van die verlossing, die boodskap van die Messias, so glashelder gegee het. Sodat wanneer ons in die Nuwe Testament kom, en ons lees hoe dat die apostels die evangelie verkondig, ons lees hoe Paulus skryf in Romeine 1, dat hy 'n apostel van Jesus Christus is, dat hy die evangelie uit die skrifte, juis uit die Ou Testament uit kon verkondig, want die Nuwe Testament was nog nie geskryf nie. Dan weet ons, Here, hoe kosbaar die Ou Testament vir ons is, met die oog op dit wat Christus vir ons sou kom doen. Wil U daarom ook deur die Gees hierdie woord vanmôre vir ons oopbreek en dit vir ons duidelik maak, sodat ons kan opgroei in ons geloof en in groter aanbidding en verwondering voor U troon kan buig. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Jesaja 9, ons lees vanaf vers 1 tot 6. Die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Die wat woon in die land van die doodskaduwee, oor hulle het 'n lig geskyn. U het die nasie vermenigvuldig, hulle vreugde groot gemaak. Hulle is vrolik voor U aangesig, soos iemand vrolik is in die oestyd, soos iemand juig as die buit verdeel word. Want die juk wat op hulle gedruk het, en die stok wat hulle rug getref het, die roede wat van hulle drywer, het U verbreek soos op die dag van Midian. Want elke soldateskoen wat daar wegstap met gedreun, en die kleed wat in bloed gerol is, dien tot verbranding, 'n prooi van die vuur. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. En die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors.
tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Dit is die woord van die Here. Geliefdes, ons gaan vanmôre stil staan by die eerste gedeelte van hierdie profesie, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. Geliefde broeders en susters van ons Here Jesus Christus, in Suid-Afrika is ons baie bekend met bakhand mentaliteit. Dit word deesdae baie kreatief op emosiebelaaide plakate met hartroerende verhale en die diepste pleidooie en selfs 'n seënbede aan die einde neergepen. Daar is sekerlik uitsonderings. En 'n mens wil nie graag almal wat in sulke situasies is oor dieselfde kam skeer nie. Maar oor die algemeen is daar 'n ingesteldheid wat van die veronderstelling uitgaan dat die wêreld skuld my iets. Dis 'n veronderstelling wat sê ek ontvang graag, maar ek is nie regtig bereid om iets te gee nie. Die hartseer werklikheid is dat hierdie mentaliteit, of hierdie ingesteldheid, nie net op straathoeke staan nie, dit sit baie keer in die kerkbanke. Baie keer hoor 'n mens die opmerking, ek kry niks by hierdie kerk nie. Hoewel 'n mens onder sekere omstandighede begrip het vir so 'n opmerking, getuig dit oor die algemeen van 'n verkeerde verstaan van kerkwees, nie waar nie? Mense sien dikwels die kerk as 'n instansie wat veronderstel is om hulle behoeftes te dien. Hulle soek 'n goeie preek elke Sondag wat hulle goed laat voel oor hulle self. Hulle wil oor die erediens voel soos oor 'n goeie kunstenaar se konsert. Ten minste het ons waarde vir ons geld gekry vanmôre. Hulle soek beradingsdienste in krisistye. Hulle soek 'n huweliksbevestiger. Hulle soek 'n prediker tydens begrafnisse. En hulle sal baie daarvan hou as maatskaplike dienste op aanvraag beskikbaar is. Dis 'n ingesteldheid, broers en susters, wat voortdurend vra, wat gee die kerk vir my? Wat doen die kerk vir my? Dit beskou Christendom en kerklidmaatskap as 'n soort ruiltransaksie, waar ek verkieslik meer moet uitkry as wat ek insit. Die boodskap van Advent help ons egter om hierdie ingesteldheid met hierdie herinnering van Handelinge 20 vers 35 reg te trek, waar ons lees, dit is saliger om te gee as om te ontvang. Die profesie van Jesaja oor die geboorte van die Messias herinner ons aan God se gawe aan ons. En ons moet mooi onthou, broers en susters, wat hierdie gawe so besonders maak, is dat God nie net vir ons iets gegee het nie, wat ons graag wou hê nie. Hy het in sy seun Jesus Christus homself aan ons gegee. En daarom kan ons onsself aan hom en aan ons naaste gee. Geliefdes, Jesaja gee hierdie belangrike profesie van hom in 'n baie donker tyd van die volk.
'n volk, 'n tyd waarin dit nie goed gegaan het met die volk nie. Die noordelike koninkryk, op daardie stadium was die koninkryke al in 2 verdeel gewees. Die noordelike koninkryk was al 'n hele paar jaar in ballingskap weggevoer deur die Assiriërs. En die suidryk kom nou voor 'n soortgelyke bedreiging te staan, want die Babiloniërs dreig om hulle te oorweldig. Die strafgerig van die Here oor hulle goddeloosheid dreig om hulle te verswelg. Op politieke terrein is dinge baie onstuimig. Daar was nie 'n leier gewees onder die volk wat ruggraat gehad het en wat die volk kon lei en terug kon lei na die Here, sodat hulle hom weer kon vrees en met oorgawe kon dien nie. Die een na die ander koning stel te leer. Gaan lees maar deur die boek Konings en u sal weet hoe daar keer op keer gesê word en hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Die volk is mislei, die volk het in afgoderry verval, hulle het verdrae gesluit met heidense konings, ooreenkomste met hulle aangegaan, in plaas daarvan dat hulle die Here vertrou het, het hulle gesê, ons moet 'n plan maak, want dit lyk asof die Babiloniërs ons gaan oorval, kom ons gaan ooreenkomste aan met hierdie volk en met daardie volk, sodat hulle ons bondgenote kan raak en ons kan beskerm, as dit nou daarop neerkom, dat ons in 'n oorlog betrokke moet raak, in plaas daarvan dat hulle die Here vertrou het. Ja, broers en susters, hulle het hulle self nie meer aan die Here toegewy nie, maar hulle het hulle self eerder aan afgoderry oorgegee. Maar God los nie sy volk in hierdie toestand nie, en dis die wonder van God se verhouding met sy kinders, broers en susters, is dat selfs in die donkerste tye, selfs wanneer hulle op hulle verste van God af is, dan bly God getrou aan sy verbond. En dis te midde van hierdie toestand waarin die volk verkeer, hierdie bedreigende omstandighede wat hulle beleef, dat hy met hierdie troosboodskap na hulle toe kom. Met hierdie profetiese uitspraak in Jesaja 9 vers 5, wat uiteindelik in die geboorte van Jesus Christus vervul is. Jesaja sluit hierdie profesie af en sê die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Ons kan vandag terugkyk as gelowiges wat na die geboorte van die Here Jesus leef en sê dit is inderdaad so, dit het gebeur. Die ywer van die Here van die leerskare het dit gedoen wat hy gesê het. Wat 'n pragtige profesie, wat 'n wonderlike troosboodskap wat die Here vir sy volk gee as hy skryf, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee en die heerskappy is op sy skouer en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Nou broers en susters, dis altyd vir my interessant, ek doen altyd die speletjie met of nie altyd nie, maar partykeer sal ons dit in die kar doen, as ons ry. Het u dit al probeer om 'n sin te vat, sommer net 'n gewone sinnetjie, iets soos ek is lief vir jou, of iets in die lyn, vat enige sin, en dan plaas u die klem elke keer op 'n ander woord in die sin, en kyk hoe dit iets anders van die betekenis van daardie sin na vore bring. Gaan doen dit 'n bietjie as jy nou vandag hier wegry. Maar ons gaan in 'n sekere sin ook op hierdie manier met hierdie profesie van Jesaja besig wees. Ons gaan kyk na elkeen van die aspekte en die teologiese rykdom wat daar eintlik in elkeen van hierdie woorde opgesluit is oor Desember maand, rondom Kersfees en met Advent. Die eerste aspek wat Jesaja in hierdie profesie beklemtoon, is die feit dat die beloofde kind aan ons gegee is. Niemand het hom gekoop nie, niemand het onderhandel vir hom nie, niemand het God omgepraat om dit te doen nie. Hierdie kind is aan ons gegee. Nou die wonder van hierdie gawe lê nie soseer in die feit dat hierdie kind 'n geskenk aan die wêreld is soos 'n eersteling vir 'n ouer paar nie. Hy is nie maar een van baie kinders wat God net aan ouers hier op aarde gegee het om hulle bly te maak en om vir hulle die vreugde van ouerskap te verleen nie. In hierdie kind gee God homself aan die wêreld. 'n Wêreld wat in sonde vasgevang is.
En ons moet hoor, broers en susters, daar is 'n vrywillige aspek in hierdie gee-aksie opgesluit. Hoekom kan ons daardie afleiding maak? Want kyk na die omstandighede. Die toestand van die volk is benard. Hulle verdien eerder God se oordeel as God se genade en tog gee hy vir hulle die teenoorgestelde van wat hulle verdien. Hulle verdien nie dat hy met hulle moeite doen nie. Hulle verdien nie dat hy in hulle wêreld inkom nie. Hy verdien nie dat hy hulle troos nie. En tog sê hy, ek gaan myself vir julle gee, want dit is die enigste manier om julle uit hierdie duisternis uit te kry. Mens gee baie moeilik vir iemand wat dit verdien. Hoeveel te meer nog vir mense wat dit nie verdien nie. En daarom kan ons sê, daar lê iets vrywillig in hierdie gawe. God wou dit doen. Dit was 'n bewuste keuse van hom gewees om dit te doen. En dit is belangrik dat ons sal verstaan wat dit beteken dat God homself so aan ons gegee het. Eerstens, broers en susters, het hy nie iets vir ons gegee waarvan hy te veel gehad het nie. Ons doen dit mos baie keer in ons huise, ons gewoonlik so hier oor Desember maand, dan is ons nou 'n bietjie met verlof en ons is bietjie daar by ons huise en almal sê kom, nou gaan ons hierdie huise bietjie aan die kant maak en ons maak skoon en ons pak reg en ons maak die kaste leeg en ons pak al die klere wat ons nie meer wil dra nie en eintlik vir ons 'n verskoning gaan gee om nuwe klere te kan koop, pak ons daarop 'n hoopie, want ons gaan dit nou vir ander mense gee. So ons gee graag, maar ons gee dit waarvan ons te veel het, nie waar nie. God het nie iets gegee waarvan hy te veel gehad het nie. Iets wat oorbodig was. Hy gee nie net 'n stukkie van homself vir ons nie. Christus wat in die gestalte van God was, het homself ontledig, leeg gemaak, skryf Paulus in Filippense 2 vers 6 en 7, deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem. Hy het leeg geword van sy goddelike majesteit en heerlikheid om soos een van ons te word vir ons. Hy het homself volledig en vrywillig vir ons gegee, want dit is hoe lief God die wêreld gehad het. Wat God gee, gaan egter nog verder as om bloot as 'n mens in hierdie wêreld gebore te word. Ons moet oppas dat ons nie God se gawe beperk tot die geboorte nie. Want die eintlike gawe van hierdie kind sou nie in die krib nie, maar aan die kruis op Golgotha duidelik word. Vers 4, want elke soldaat se skoen wat daar wegstap met gedreun en die kleed wat in bloed gerol is, dien tot verbranding, 'n prooi van die vuur. Mens kry die gedagte van 'n offer. En daarom moet ons gaan lees, broers en susters, gaan lees 'n bietjie deur die evangelies. Gaan kyk met hierdie bril bietjie daarna, die bril van God wat homself gegee het, en hoor die taal van die gawe, die gee, wat daar in die evangelies vir ons opgeteken is. In Johannes 10 vers 18 verklaar Christus byvoorbeeld, dat niemand sy lewe van hom afneem nie. Maar dan sê hy, maar ek lê dit uit myself af. Wat beteken dit anderster as ek gee dit? My gee is nie net dat ek hier is nie, my gee is dat ek my lewe aflê, vrywillig. En wanneer Jesus uiteindelik aan die kruis op Golgotha sterwe, en dan lees ons in Matteus 27 vers 50, dat hy met 'n groot stem uitgeroep het, en die Gees gegee. Ons lees dit baie keer in Afrikaans 'n bietjie verkeerd, want ons het die uitdrukking in Afrikaans om te sê, iemand het die Gees gegee, dit beteken, hy is nou verby, hy is nou dood. As ons daar lees dat die Here Jesus die Gees gegee het, dan gaan dit daaroor dat hy homself gegee het. Hy het besluit, nou sterf ek. Hy het nie dood gegaan omdat hy te seer gehad het, omdat hy te veel bloed verloor het, omdat sy hart gaan staan het, of watter mediese rede jy ook al wil aanvoer vir waarom iemand wat soos hy gelei het aan die kruis uiteindelik sou sterf van dit nie. Hy het sy Gees gegee.
In u hande gee ek my gees oor, sê hy. Sy doel met hierdie offergawe was juis, broers en susters, sodat hy homself soos 'n slagoffer, soos Paulus in Efesiërs 5 vers 2 sê, tot 'n lieflike geur vir ons oorgegee het. Sy doel was ons redding. Maar ten diepste die eer van God, om God se eer te herstel, want dis wat in Israel fout was. God het nie meer sy eer gekry nie. God is deur die sonde van hierdie volk eintlik in die skande gesteek. En Christus kom om dit reg te stel. Hy gee homself vir ons oor om ons uit die duisternis en doodskade te red en ons van alle ongeregtigheid te verlos, sodat ons vir hom 'n volk kan wees. Rein en ywerig in goeie werke, soos Paulus in Titus 2 vers 14 skryf. 'n Tweede aspek wat vir ons uitstaan in hierdie gedeelte, as ons hierdie profesie lees, is die woorde vir ons. Al twee van daai woorde is belangrik, die woordjie vir en die woordjie ons. Jy sal nou sien in die boodskapper wat kom, Desember, Januarie se uitgawe van die boodskapper, word hierdie profesie ook bespreek in al sy onderafdelings. In sy artikel skryf Dominee Karel Vermaak, beskryf hy hierdie woordjies vir ons as die hartklop van die evangelie. Die geboorte van hierdie kind was nie maar net so in die algemeen vir wie ook al sou dink dat dit nou oulik was dat God homself so gegee het nie. Hierdie geskenk het 'n baie spesifieke adres. Ons. U en ek. Die wat in doodskaduwee vasgekeer is. Die wat tot die saligheid verordineer is. Vir ons, hierdie woorde, dui nie net die adres van God se gawe aan nie, maar gee ook vir ons die doel. Ons sou die woordjie vir in hierdie sinnetjie of in hierdie sinsnede vir ons sou ons ook kon vervang met die woorde terwille van of in die plek van. Hy gee hierdie kind vir ons, terwille van ons, in ons plek. Dis sy geskenk wat uiteindelik ons plek sou inneem, in ruil vir ons, sodat ons kan lewe. En derdens is dit belangrik om raak te sien dat hierdie geskenk vir ons is. Christendom is nie 'n individualistiese saak nie, broers en susters. God gee hierdie geskenk vir ons. Daardeur herinner hy ons dat hierdie gawe mense aan mekaar verbind as 'n liggaam, die liggaam van Jesus Christus onder die hoofskap van die koning. Soos op so baie ander plekke in die Bybel is hierdie maar net nog 'n bevestiging van die feit dat Christendom te gelykertyd ook gemeenskap beteken. Wie deur hierdie kind bevry word bevry om in 'n verhouding met God te leef, in gemeenskap met God te leef, maar om ook in gemeenskap met mekaar te leef. Wanneer jy die wonder van hierdie gawe ontdek, dan word ons aangemoedig in die skrif om met dieselfde gesindheid te gaan leef. Paulus skryf in Filippense 2 vers 5 en dan skryf hy oor die Here Jesus se koms na die aarde en hoe hy homself ontledig het deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem ensovoorts. Dan skryf hy hierdie woorde: en hierdie gesindheid, met ander woorde die gesindheid van Christus, moet ook in julle wees. Wie waarlik die grootsheid daarvan beleef dat God homself aan ons geskenk het. So iemand bly nie onaangeraak daardeur nie. As jy 'n geskenk kry wat jy weet jy nie verdien het nie, dan verander dit jou. Dis 'n geskenk wat jou nie net aan die hart ruk nie, dis 'n geskenk wat die hart uitruk.
Dis 'n geskenk wat nie net die hartsnare roer nie, dis 'n geskenk wat 'n nuwe hart inplant, wat 'n ander deuntjie sing. En wanneer dit gebeur, dan moedig Advent ons nie net aan om so hier en daar oor Kersfees aan mekaar 'n geskenkie te gee as 'n blyk daarvan of 'n herinnering daaraan dat ons nou vir mekaar lief is nie. Dan moedig Advent ons aan en dit dring ons om onsself te gee. Broers en susters, was jy al daar? Is jy al daar? As jy nog nie daar is om jouself te gee nie, vat 'n paar tree terug. Gaan dink weer oor dit wat jy gekry het. Dink aan wat aan jou gegee is. Dink hoeveel aan jou gegee is. Dink wat jy verdien het en wat jy toe gekry het. Gaan besoek weer daardie waarhede in jou lewe as jy nog nie bereid is om jouself te gee nie. Want dit los jou nie soos wat jy is nie. In dankbare verwondering gee ek myself. Hoe? Romeine 12 vers 1 sê, as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Het gaan nie meer oor my nie. Want ek verloor myself. Ek is bereid om my kruis op te neem, ek is bereid om te ly, ek is bereid om partykeer baie meer tyd in te sit as wat ander insit. Ek is bereid om die prys van disippelskap te betaal en om getrou te volg. Want ek behoort nie aan myself nie. As hy my dan roep, maak nie saak waar ek is nie, as 'n ouer, as 'n man of vrou, as 'n kind, as 'n onderwyser, as 'n kerkraadslid, as hy my roep tot sy diens, hoe sal ek dit mag weier, sing ons. Ek leef immers nie meer nie, maar Christus leef nou in my, en wat ek nou in die vlees lewe, skryf Paulus in Galasiërs 2 vers 20, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Hierdie selfoorgawe impliseer ook dat ek myself aan my naaste gee. En dis een ding om te sê, ja, ek gee myself oor aan die Here, ek behoort aan die Here, ek wy my lewe aan die Here toe. Maar 1 Johannes 4 vers 11 herinner ons dat hulle wat God liefhet, ook hulle naaste liefhet. Gaan lees gerus weer die eerste hoofstukke van die boek Handelinge en kyk hoe God juis hierdie gesindheid van selfoorgawe gebruik het om te sorg dat sy kinders in die eerste gemeente versorg was. In Handelinge 4 vers 32 tot 35 lees ons dat hulle een van hart en een van siel was en nie een het gesê dat iets van sy besittings sy eie was nie. Niemand onder hulle was behoeftig nie. Hierdie oorgawe behoort volledig, onselfsugtig en sonder voorbehou te wees. Hoekom? Omdat hy ons eerste lief gehad het. 1 Johannes 4 vers 19. Maar dit bly 'n bietjie abstrakt nie waar nie. Om te sê dat ons onsself aan God moet oorgee en te sê dat ons onsself aan ons naaste moet gee. Dit hang so 'n bietjie in die lug. Wat beteken dit? Hoe lyk dit uiteindelik prakties? En hieroor is die Bybel glad nie onduidelik nie. Wanneer ons onsself aan die Here en aan mekaar gee, dan behoort dit 'n baie tasbare gawe te wees. Toe God homself in Christus aan ons gegee het hy dit nie net op 'n geestelike manier of op 'n simboliese manier gedoen nie.
Hy het dit op 'n baie konkrete, tasbare manier gedoen. Johannes 1 vers 14 herinner ons dat die woord, die profetiese woord wat ons nou van gelees het, vlees geword het. Hy het onder ons kom woon. Hy het soos ons geword. Hy was so eg, dat die Here Jesus uiteindelik na sy opstanding uit die dood uit vir Thomas kon sê, kom vat aan my, kom steek jou hande in my wonde. Om hierdie rede moedig Jakobus ons aan, om ons liefde en ons selfoorgawe konkreet te maak. In Jakobus 2 vers 15 tot 16 sê hy, en hy begin daar en hy beskryf dit gaan oor om daders van die woord te wees ensovoorts, en dan beskryf hy dit met 'n baie treffende beeld eintlik. Hy sê, wat help dit, iemand kom by jou en sê ek het 'n behoefte, ek het honger of ek het kry koud, en jy sê vir hom, gaan weg, mag die Here jou seën, mag die Here vir jou voorsien, maar jy gee nie vir hom iets om te eet nie, jy gee nie vir hom iets om hom warm te maak nie. Hy sê, so geloof sal jou nie red nie, want dit is nie geloof nie. Dis 'n dooie geloof. So hoe lyk dit prakties? Eerstens, broers en susters, wees betrokke by die kerk van Jesus Christus, soos dit tot uitdrukking kom in jou plaaslike gemeente. Dis sy liggaam. Dis waar jy jouself oorgee vir hom. Maar wat bedoel ons met betrokkenheid? Want sien, ons dink baie keer, betrokkenheid beteken ek moet help om koffie en tee te skink of in die koppies te was. Ek moet dalk bietjie die gras by die kerk kom sny of die bazaar bywoon of die aksies van die kerk bywoon. Dit is betrokkenheid, dit is deel daarvan. Maar ons moet een ding altyd in gedagte hou, kerk is nie 'n gebou nie. AP Kerk Grootfontein is nie hierdie gebou nie. Kerk is mense. Kerk is gelowiges. Om dus by die kerk diensbaar te wees en betrokke te wees, beteken om aan medegelowiges diensbaar en in hulle lewens betrokke te wees. Leer ken mekaar. Leer ken mekaar. Ons het 'n projek hier waar ons almal se foto's graag op die muur wil sit wat lidmate hier by ons is, sodat ons juis mekaar kan leer ken. Doen moeite om op 'n Sondag as jy koffie of tee drink, nie met almal te gesels wat jy al jare ken nie. Gesels met hulle wat nuut is. Gesels met hulle wat vreemd is. Vind uit wie is hulle. Wat beleef hulle? Wat gaan in hulle lewens aan? Waarvoor kan jy vir hulle bid? Want as ons mekaar leer ken, dan leer ons om met mekaar te deel, want ons begin mekaar vertrou. Maar deel jou laste, broers en susters. Deel jou laste sodat ons mekaar kan help dra. Ons kerm altyd so oor hierdie hyper-individualistiese samelewing waarin ons leef, waar elkeen net so op sy eie mishoop sit en elkeen net sy eie ding doen en niemand by mekaar betrokke is nie. Maar ons is deel van die probleem. Want ons wil niks met mekaar deel nie. Ons wil nie eers vir die dominee laat weet ons is siek nie. Ons wil nie vir ons familie sê as iemand van ons geliefdes siek is of deur 'n moeilike tyd gaan nie. Hoekom nie? Weet jy, broers en susters, daar skuil 'n stukkie hoogmoed daarin om dit nie te doen nie. Want hoekom is jy verhewe daarvoor dat ander moet dink, want dis hoekom ons dit nie wil doen nie. Ons wil nie hê mense moet dink ons is swak nie. Ons wil nie hê mense moet dink ons het hulp nodig nie. Ons wil nie hê mense moet ons hanteer asof ons behoeftiges is nie. Ons is dit almal. Wie is ek en wie is u om te dink, ag nee, wat kos bid vir ander mense, mense hoef nie vir my te bid nie. Wat sê jy daardeur? Om jouself te gee, beteken ook om jou gawes te deel. Om iets hiervan te verstaan, gaan lees gerus maar weer 'n bietjie Eksodus 35 en 36, toe die tabernakel
opgerig moes word en die volk betrokke geraak het by die oprigting van die tabernakel. En hoe hulle gawes gegee het vir die oprigting van die tabernakel. Ons lees daar eerstens van die gesindheid, ons lees dat hulle harte hulle opgewek het, sodat hulle gebring het en gegee het, en hulle het op verskillende maniere gegee. Daar was party gewees wat die Here met kunsvaardige vermoëns geseën het. Met ander woorde, hulle het gawes gehad of talente gehad om sekere dinge te kon doen, met die hande te kon doen, werk te kon doen wat ander mense nie kon doen nie. En die Here het hulle gebruik om sekere dinge te doen. Maar dan was daar ander wat nie hierdie gawes gehad het nie, maar hulle het goed gebring. Hulle het die dinge gebring wat nodig was om te bou. Hulle het so oorvloedig gebring, dat ons lees dat die mense wat aangestel was oor die bouwerk, uiteindelik na Moses toe gegaan het en sê, asseblief sê net vir mense, hulle moet stop. Weet jy wat gaan ons met al hierdie goed doen nie? Dat is te veel. Daar was geen murmurering nie. Daar was nie 'n klagte gewees, die kerk wil alweer geld hê nie. Geliefdes, om jouself te gee, beteken dat 'n mens nie gevra hoef te word nie. Jy onthou wat ons in die begin gesê het, die Here Jesus se gawe, of God se gawe in Jesus Christus aan ons, was vrywillig gewees, was 'n bewuste keuse gewees van hom. En as hierdie gesindheid dan in ons is, dan behoort ons gawes ook op hierdie manier te gee. As jy weet jy kan iets doen, of jy het 'n gawe gekry om 'n aspek van die bedieningswerk te kan dien daardeur. En die Gees van die Here dring jou, gee dit dan. Bied dit aan, bring dit vir die Here. In Handelinge 9 vers 36 tot 39 kry ons 'n baie praktiese voorbeeld van wat dit beteken om jouself te gee. Ons lees daar van Tabitha of Dorcas se oorvloedige goeie werke en almoses. Maar daar word iets baie spesifiek vir ons genoem wat sy gedoen het. In 2 Korintiërs 8 vers 1, in daardie gedeelte in Handelinge 9 lees ons, sy het haar tyd en haar gawes gebruik om klere vir die behoeftige weduwees in die gemeente te maak. Kan jy hoor? Dis iets tasbaar, dis iets konkreet. Sy het gevra, wat kan ek doen? Waarmee is ek goed? Wat het die Here vir my gegee? Hoe kan ek dit gebruik? In 2 Korintiërs 8 vers 1 tot 5 dank Paulus ook die gemeente, wat hom ten spyte daarvan dat hulle self baie armoedig was, 'n gemeente was met wie dit nie goed gegaan het nie, hulle het dit nie breed gehad nie, dat hulle nog steeds met hulle middele sy bediening gedien het. Hulle het vir hom goedere gestuur, hulle het vir hom dinge gestuur wat hy nodig gehad het, sodat hy kon oorleef. Hy sê hulle optrede getuig van ryke milddadigheid. Hulle is gedring om selfs bo hulle vermoë te gee. Tyd is natuurlik 'n kosbare kommoditeit, waaroor mense deesdae baie jaloers is. Daar is egter min dinge kosbaarder om te gee. Tyd met jou geliefdes. Weet jy hoeveel bejaardes sit in 'n ouerhuis en wag dat hulle kinders of hulle kleinkinders net 'n bietjie tyd met hulle sal maak. Tyd saam met die eensames. Tyd vir 'n koninkryksprojek. Tyd om op jou knieë te gaan en vir 'n ander te bid en saam aan hulle laste te dra. Tyd om ook ander te leer en dit wat jy weet aan hulle toe te vertrou. Saam met tyd loop ook die gawe van gasvryheid. In 1 Petrus 4 vers 9 roep Petrus ons op tot gasvryheid sonder murmurering. 'n Huis wat vir ander oop staan, is 'n huis waarin daar maklik gegee word.
En dieselfde is waar van 'n kerk waar deur gasvryheid gekenmerk word. Geliefdes, die boodskap van Advent is 'n kragtige teenvoeter vir 'n bakkant mentaliteit. God wat die wêreld so liefgehad het dat hy sy eniggebore seun daarvoor gegee het, dring ons deur sy gees om onsself in reaksie op sy liefde aan hom en aan ons naaste te gee. Onthou jy wat het die man vir die Here Jesus gesê in die gedeelte wat ons uit Markus uit saam gelees het oor die samevatting van die wet? Hoe sê hy dit is beter as al die brandoffers en al die slagoffers wat jy kan gee. Sy gees dring ons om onsself te gee. Ons gee nie net afvalstukkies van onsself of van ons tyd of van ons gawes nie. Soos hy homself volledig vir ons gegee het, gee ons onsself volledig aan hom. Soos wat die brandoffer in die Ou Testament in Levitikus 1 vers 9 volledig uitgebrand is. So plaas ons onsself op die altaar van die lewe om onsself in volle toewyding aan God en aan ons naaste te gee. Laat ons Johannes se aanmoediging in 1 Johannes 3 vers 18 vanoggend ter harte neem. My kinders, laat ons nie lief hê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid. Amen. Kom ons bid saam. Here onse God, wat 'n voorreg om vanmôre met hierdie boodskap van U vertroos te kan wees, om te hoor dat U Uself vir ons gegee het. En dankbaar kom ons nou onsself aan U wy. Aan U en aan ons naaste. En ons bid, Here, dat U Gees kragtig in ons en in hierdie gemeente sal werk, dat ons 'n gemeente sal wees wat gee, wat onsself gee, in oorvloed sal gee. Dat ons in die eerste plek die evangelie, die wonderboodskap van verlossing in Jesus Christus aan 'n in sonde gevalle wêreld sal gee, sodat hulle gered kan word uit die land van doodskaduwee en duisternis, en die kerker wat hulle omring en wat hulle vasklem. Maar dat ons ook vir mekaar sal gee, dat ons na mekaar sal uitreik, dat ons mekaar sal leer ken, dat ons in mekaar se behoeftes sal voorsien, sodat ons 'n gemeente sal wees wat omgee vir mekaar, in ons wyke, in die gemeente, in die gemeenskap. Want U plaas ons hier met 'n doel en met 'n roeping. Mag ons hierdie Kersfees die gawe van gee ontdek, dat dit saliger is om te gee as om te ontvang. Vergewe ons onsselfsug, Here. Vergewe ons waar ons dikwels net op ons eie behoeftes en ons eie begeertes ingestel is. En laat ons U verheerlik en onsself volledig aan U oorgee. In Jesus se naam. Amen. Geliefdes, kom ons antwoord op die prediking vanmôre deur Gesang 288. Ons gaan die eerste, die vierde en die 5de vers sing. Vers 5. Ons wil U wy ons hele lewe. U volg waar U ons ook mag lei. Aan U, o Here, hoog verhewe en aan U diens steeds toegewy. Vers 1, vers 4 en vers 5. Dan bly staan U vir die uitspreek van die seën.
Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.